mag jy vanoggend werklik ervaar dat die werking van die Heilige Gees God se teenwoordigheid by u bevestig. Die toetrede lied is gesang 212, vers 1, 2 en 3. En met die sing van hierdie lied maak ons gereed om die groot en almagtige God in die erediens te ontmoet. Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade en vrede van julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Gesang 184 vers 1 en 4. Gemeente, hoor die wil van God, soos ons dit vind in Romeine 12, vers 1 tot 8. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers,
wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. En as dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. En as ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Broers en susters, ons hoor hierdie woorde en moet dan bely dat ons voor God en mekaar in gebreke bly om te doen wat hier gesê word. Maar nou, juist nou moet ons nie dink dat alles verlore is nie. Dit is nie. Die Here wil ons vanoggend van sy genade vir elkeen van ons verseker. En Jesus Christus maak God ons van sonde vry. Ek en jy is in Christus vrygespreek. Dit staan vir altyd vas. Laat ons nou ons skuld bely met die sing van Gesang 235, vers 1 en 2. Gemeente, kom ons bid saam terwyl u net so bly sit. Ewige God, heilige Here, ons kom vanoggend na u toe en ons aanbid u. Ons verskyn in nederigheid voor u aangesig, o Heer. En ons wil vir u dankie sê vir nog 'n dag. Dankie dat ons ook as gemeenskap van gelowiges vanoggend hier by mekaar kan wees.
om uit u woord te lees en na die prediking te luister. Here, dankie vir soveel genadegawes wat ons uit u hand ontvang. Lewensmiddele, maar ook voorsien in ons geestelike nood. Here, maar as ons so dankie sê vir u, dan wil ons ook aan u opdra, Here, daar is so baie lidmate en mense wat vanoggend siek is, wat behoeftig is, wat nood het, wat bekommerd is, wat verlange het. Here, bring verligting daar op u tyd. Here, dan vra ons vir u om ook vanoggend teenwoordig te wees hier in die erediens. Werk deur die Gees in ons, sodat ons geloof in u opnuut gewek en versterk sal word. Gaan ook nou waar ons uit die skrif gaan lees, o Here, maak dit openbaar aan ons, sodat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. Ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, ons lees saam met die woord van God uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas 19 vanaf vers 29 tot 40. En dit gaan oor die intog van Jesus in Jerusalem. Dit is vandag Palmsondag. En dit gaan oor Jesus intog in Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betanië teen die Olyfberg kom, stuur hy 2 van sy disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkievol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, het daarheen gegaan en dit aangetref net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkievol losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkievol los? Hulle het geantwoord: die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkievol na Jerusalem geneem. Hulle het hulle bootklere oor die donkievol gegooi en Jesus laat opklim. En soos wat hy ry, het hulle bootklere op die pad voor hom oopgesprei. En toe hy al naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die Here skare disippels God vol vreugde harte begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê: meester, berisp u disippels. Maar hy het geantwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en daarvolgens lewe. Die teksvers is Lukas 19 vers 40. Maar hy antwoord vir hulle: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Jesus se intog in Jerusalem het plaasgevind gedurende die lenteseisoen. Dit was gedurende Maart en April. En dit is ook die seisoen waarin ons tans is. Die lenteseisoen daar in Jerusalem was baie warm en droog geweest. Jesus en sy gevolg, die disippels, was op pad van Jerigo na Jerusalem toe gewees. En voor hulle was Betfage en Betanië teen die Olyfberg. Nou die 2 gebiede is net agter die Olyfberg. Soos julle tans op die skyfie kan sien, en dit is soos dit vandag daar lyk. Die boonste gedeelte is die Olyfberg, en net agter die berg is die 2 gebiede, Betfage en Betanië. Nou die Olyfberg is vir die Jode nie sommer net 'n heuwel nie. Dit is baie meer as dit. Die Jode het geglo dit is hier op hierdie plek waar die wêreldse geskiedenis onherroepelik gaan verander. Nou stel jou vir 'n oomblik deurte en die stof van Jerusalem voor. Dit is nie sommer net enige dag nie. Dit is 'n dag wat gelaai is met 'n aanvoelbare spanning. Almal het besef
hier is iets aan die kom, maar hulle het nie geweet wat dit is nie. Die mense wat daar saam gedrom het tydens Jesus se aankoms daar, het nie net vir 'n profeet gewag nie. Hulle het gesmag na 'n bevryder. Hulle het swaar gekry onder die Romeinse ryk, die onderdrukking. Die Romeine het hulle onderdruk met 'n ysterhand. Hulle was moeg vir die swaar belasting, moeg vir die vernedering en moeg vir die vreemde soldate in hulle strate. Hulle droom was eenvoudig geweest. Hulle wag vir 'n koning met 'n swaard wat hulle sal bevry van hierdie onderdrukking. 'n Militêre Messias wat die Romeinse ryk in die stof sou laat byt en die eer van Israel sou herstel. Maar kyk wat gebeur nou. Terwyl die skare droom van oorlogsperde en magtige weermagte, doen Jesus iets wat die hele prentjie op sy kop draai. Hy kies nie 'n perd nie, hy kies 'n jong donkievul. 'n Dier waarop geen mens nog gery het nie eens gesit het nie. En in daardie tyd was dit 'n geweldige kragtige simbool. Deur 'n dier te gebruik waarop nog nooit gery is nie, sê Jesus eintlik vir almal: hierdie oomblik is heilig. Hierdie taak is eksklusief vir God se koninkryk bedoel. Maar terselfdertyd skerp dit 'n byna ontwrigtende kontras. Die donkieval is nie 'n wapen nie. Dit is 'n simbool van vrede en diensbaarheid. Hier staan die Messias, die een vir wie die eeue lank gewag het. En hy kies om die politieke verwagting van aardse geweld heeltemal te sy stap. En dit is presies hier waar die spanning die hoogtepunt bereik. Tussen die juigende skare staan daar mense wat vreesbevange is. Die Fariseërs. Hulle hoor die uitroepe, hulle sien die klere op die grond en hulle besef die gevaar. Hulle eis dat Jesus sy disippels moet stilmaak. Bestraf hulle, Here, roep hulle uit. En as ons nou mooi daaroor dink, dan weerspieël hierdie versoek van die Fariseërs iets wat ons almal ken. Die angs van getuienis. Dit is die neiging wat ons dikwels het om godsdienstige orde en beheer te probeer handhaaf. Ons hou van 'n geloof wat veilig is en wat privaat is, wat nie te veel aandag trek nie en hou by die bestaande gewoontes. Ons moet nie gedaag word nie en selfs wil ons ook nie betrokke raak by veranderinge wat ooglopend verkeerd is nie. Ons kan maar net na die sosiale en die gedrukte media kyk om die verskillende opinies oor die uitleg van die Bybel te sien. Meer opinies en meer verwarring. Die Fariseërs was bang vir wat sou gebeur as hierdie passie, hierdie liefde en navolging van Jesus buite beheer raak. Hulle wou die onvoorspelbare invloed van die Heilige Gees tem, sodat hulle netjies 'n boksies van reëls nog steeds kan toepas. Dit kan ook maklik in die moderne tydgloei waarin ons leef gebeur, dat ons gesien word as fundamentalisties in die negatiewe sin, omdat ons nou nie met veranderinge saamstem nie. Maar anderster as die Fariseërs, aanbid ons 'n lewende God, wat van ewigheid tot ewigheid daar is. Ons vertrou hom vir leiding, wanneer wêreldse veranderinge en waardes op ons afgedwing word. Ons is soms huiwerig om ons mening en oortuiging, omtrent ons geloofsoortuigings te lig, in die vrese dat ons dalk op iemand se tone sal trap. Ons huiwer om te erken dat Jesus werklik die Here is van ons hele lewe, want dit mag dalk mense ongemaklik laat voel. Ons kies eerder die gemaklikheid van 'n wêreldse geloof bo die ware realiteit van Jesus se heerskappy. Maar Jesus se antwoord aan die Fariseërs ruk ons uit ons selfvoldane stilte en dwing ons om selfs na die klippe te luister. Jesus kyk na die godsdienstige leiers en sê iets wat deur die baie eeue geëgo word. Ek sê vir julle,
As hulle swyg, dan sal die klippe dit uitroep. Jesus, alhoewel volkome mens, is ook volkome God. En hier praat hy met goddelike gesag. Hierdie oordrewe uitspraak beklemtoon dat dit onvermydelik en noodsaaklik is dat Jesus as die Messias erken moet word. Die beeld van klippe wat uitroep is 'n kragtige metafoor wat wys dat die skepping self sal getuig wie Jesus is as deel van sy sending. Die Griekse woord wat hier gebruik word beskryf dit as 'n harde uitskreeu. Die klippe sal dit hard uitskreeu, byna 'n dierlike kwaliteit van geluid. Dit kan verbind word met die Ou Testamentiese temas waar die skepping as ware persoonlik gemaak word om God te loof, soos in Psalm 19 vers 2. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Jesus sê eintlik vir ons, sy koningskap is nie afhanklik of ons dit goedkeur of nie. Dit is nie 'n politieke konsensus wat bereik moet word nie. Dit is 'n objektiewe werklikheid van die heelal. Die waarheid wie hy is so fundamenteel tot die skepping, dat as die mens stom sou kies om stil te bly, dan sal die skepping self, die klippe, die stof, die berge, dit sal die getuienis wees van sy koningskap. Hier tref ons 'n absolute paradoks van goddelike heerlikheid. Wanneer die mens dan probeer om die openbaring van God te beheer of te smoor, dan word die skepping self die getuie. Dit is asof Jesus sê, die waarheid kan nie stilgemaak word nie. Want dit is deel van die wêreld, van die kosmos, soos die son wat skyn. Die klippe sou uitroep, omdat hulle skepper erken. Selfs al weier die mense wat na sy beeld gemaak is, om dit te doen. Dit wys daarop dat enige poging om die evangelie net 'n privaat saak te maak, 'n nuttelose oefening is. Jy kan nie die son vir hom op te hou skyn nie. En jy kan nie die werklikheid van Jesus se koningskap stil maak nie. Dit is 'n kosmiese werklikheid en noodsaaklikheid. David Bos stel dit baie duidelik vir ons. Dit is nie die kerk wat 'n sending van verlossing het om te vervul in die wêreld nie. Die kerk is die sending van die Seun van God en die Heilige Gees deur die Vader wat die wêreld dan insluit. Kom ek stel dit eenvoudig. Dit is 'n beweging van God na die wêreld. En die kerk is die instrument wat daarvoor gebruik word. Dit kan nie andersom wees nie. As die hele skepping reeds op die punt is om sy lof uit te basuin, wat sê dit oor die aard van die koning wat werklik voor ons staan? Dit bring ons by die hart van die goeie nuus. Die evangelie breek deur in die besef dat hierdie magtige koning, wie se teenwoordigheid die klippe laat sing, kies om in nederigheid na ons toe te kom. Hy kies die donkieval, die simbool van vrede, sy messiaanse identiteit te bevestig. Hy trap nie in die struik van mag om die Romeine nou omver te werp nie. Hy kom ook nie om iets op die mensdom af te dwing, maar om te dien. Deur op daardie vul te ry, sê hy vir ons dat God se koninkryk nie deur geweld of politieke manipulasie gevestig word nie, maar deur die kwesbaarheid van liefde. Die kultuur van kleed waarvan ons gelees het, waar mense hulle klere neerlê, word vir ons 'n uitdaging tot totale oorgawe. Die goeie nuus is dat ons nie 'n tiran dien wat ons stemme eis om sy ego te streel nie. Ons dien 'n koning wat sy alleen heerskappy oor die hele skepping bewys het, maar wat daardie selfde mag gebruik om vir ons vrede te bring. Hy is die koning wat weet wat dit is om verwerp te word. Hy weet wat dit is om stilgemaak te word.
en wat juist deur daardie stilte op die kruis die finale oorwinning behaal het. Die donkievol herinner ons dat God se krag dikwels daar is wat en dit kan gesien word as swak deur die wêreld en juist daardeur word dit geopenbaar. So word ons bevry, nie deur nuwe politieke stelsels nie, maar deur 'n Messias wat ons uitnooi na 'n nuwe manier van mens wees, 'n lewe van diensbaarheid en vrede. As ons hierdie vredeskoning werklik sien vir wie hy is, kan ons nie langer toeskouers wees en ons stemme terughou nie. Wat beteken dit vandag vir ons in ons eie wêreld? Dit daag ons uit om ons eie klere neer te lê. Wat is die kleed wat jy vandag voor Jesus gaan uitsprei? Is dit jou eie agendas, jou politieke ideale, jou behoefte aan vrees of jou behoefte aan beheer of jou vrees vir wat ander mense van jou dink? Om Jesus as koning te erken, beteken dat ons ons eie klein koninkrykies moet prysgee. Dit beteken om op te hou om te wag vir 'n aardse mag of iemand wat al ons probleme gaan oplos. Dit gaan nie gebeur nie. Ons moet lewe onder die heerskappy van die een wat reeds die oorwinning behaal het. Ons word geroep om die stilte te verbreek. In 'n kultuur wat ons probeer dwing om ons geloof agter geslote deure te hou, moet ons kies om publieke getuies te wees van sy vrede en redding. Moenie toelaat dat die klippe jou werk doen nie. Ons moet die onvermydelike uitbarsting van erkenning wat die Skepper reeds vir hom koester, aan ons eie woorde en dade weerspieël. Dit gaan nie daaroor om die Bybel op mense af te dwing nie, maar dit gaan daaroor om soos Jesus te leef, met 'n nederigheid wat so kragtig is, dat dit die wêreld se magsbeheptheid bevraagteken. Laat jou lewe uitroep wees wat verklaar: geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Laat ons nie toelaat dat die vrees vir sosiale druk ons stemme smoor nie. Maar laat ons met vrymoedigheid lewe as burgers van 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie, maar wat hierdie wêreld teen goeie wil verander. Amen. Geliefdes, kom ons doen nou staande belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, as wegsending en gebed sing ons Gesang 266, die Onse Vader, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën, en dan sing ons as slotsang vonk 38 vers 1 en 2.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede hiervandaan verder. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Afkondigings nou. Is die afkondigings nou? Nee. Reg, okay. Dankie gemeente. Gaan in vrede.